Besighede word gekonfronteer met verskeie uitdagings wat voortvloei uit die 3 besigheidsomgewings. Die sukses van besighede word bepaal deur hul vermoë om aan te pas by hierdie uitdagings. Maniere waarop besighede kan aanpas sluit die volgende in: informasiebestuur, strategiese reaksie, samesmeltings, oornames, verkrygings en alliansies. Organisasie se ontwerp en buigsaamheid, direkte invloed op die omgewing en sosiale verantwoordelikheid. Effektiewe informasiebestuur beteken dat besighede sisteme implementeer wat toeganklik en bruikbaar is, sodat die besigheid inligting kan vind, opteken, stoor, herwin en maklik gebruik. Die standpunte van die onderskeie belanghebbendes moet in ag geneem word wanneer die besigheid 'n strategiese reaksie op 'n uitdaging implementeer. Dit moet die besigheid in staat stel om potensiële uitdagings in die besigheidsomgewing te identifiseer, minimaliseer en uit te skakel. Samesmeltings verwys na die proses waar 2 besighede besluit om 'n nuwe besigheid te vorm. Deur samesmeltings deel besighede hulpbronne wat kan lei tot verhoogde groei en volhoubaarheid. 'n Oorname is wanneer een besigheid beheer oorneem van 'n ander deur meerderheid eienskap of aandele. Oorname stel besighede in staat om mededinging te verminder en toegang te kry tot nuwe markte. Verkrygings is wanneer een besigheid 'n ander een koop teen 'n ooreengekome prys. Deur verkrygings kan besighede hulle markandeel verhoog en kennis bekom van die besigheid wat verkry is. Alliansies is ooreenkomste tussen besighede wat dieselfde visie, doelwitte en belangstellings deel. Alliansies gee aan besighede die geleentheid om hul mededingendheid te verhoog en beter op uitdagings te reageer. Organisatoriese ontwerp en buigsaamheid is die proses waar die hulpbronne en menslike hulpbronne van die organisasie geïntegreer word om die algemene effektiwiteit te verhoog. Besighede moet buigsaam wees in hul organisatoriese ontwerp om maklik aan te pas by die uitdagings wat die besigheidsomgewings bied. Besighede kan deelneem aan gesamentlike aksies met ander besighede en die regering waarin hulle die omgewing beskerm en bewaar. Implementering van volhoubare KMI-programme om die gemeenskap waarin die besigheid werk te verbeter. Projekte wat die besigheid onderneem as deel van hul sosiale verantwoordelikheid sluit in: beskerming van die omgewing en deelname aan programme wat die gemeenskap ophef, gee van donasies aan liefdadigheidsorganisasies, raak betrokke in ekonomiese ontwikkeling, gee opleiding oor HIV-vigs. Voordele van sosiale verantwoordelikheidsprojekte sluit in: lok etiese beleggers, bevorder verbruikersloyaliteit, kry ondersteuning van gemeenskappe, verhoog die pool van vaardige arbeid. Invloedverwing is 'n georganiseerde proses waar individu, besighede en organisasie hulle invloed gebruik om die regering se beleide en wette te probeer verander. Byvoorbeeld kinderarbeid en omgewingswetgewing. Daar is 3 tipes invloedverwing. Verkansing teen inflasie, waar fondse belê word in beleggings soos goud, olie en eiendom. Die waarde van die beleggings is dat dit beskerm is teen 'n verhoging van die inflasiekoers. Onderhandelingssessies tussen bestuur en vakbonde is wanneer werknemers met werkgewers onderhandel as 'n groep om hul regte te beskerm en nywerheidsaksies soos sloerstakings en stakings te voorkom. Besighede beïnvloed en onderhandel met beheerliggame en reguleerders om beleide te verander en sodoende hul volhoubaarheid te verhoog deur lidmaatskap, betrokkenheid en voorleggings. Netwerking verwys na gekoördineerde aktiwiteite waar inligting en idees tussen partye met dieselfde belangstellings en doelwitte uitgeruil word. Formele netwerking kom voor by plaaslike, provinsiale en nasionale sakekamers en kamers van koophandel,
Informele netwerking vind plaas tydens die bywoning van sportgeleenthede en sosiale programme en is minder georganiseerd. Die voordele van netwerking sluit die volgende in: lok nuwe kliënte sodat winsgewendheid sal verhoog en opbou van nuwe sakeverhoudinge en skep van nuwe besigheidsgeleenthede. Magsverhoudinge word gemeet aan die besigheid se vermoë om sy omgewing en die gedrag van ander besighede te beheer. Besighede kan magsverhoudinge op 3 maniere vorm. 1. Strategiese alliansies of gemeenskaplike ooreenkomste wat besighede toelaat om kundigheid te deel en mekaar te komplementeer met hul sterkpunte. 2. Oorreding van groot beleggers waar dit vir sterk beleggers makliker is om krediet te bekom en beter terme met verskaffers te beding. 3. Deur maatskappy verteenwoordigers wat probeer om beleggers te ooreed om te belê.